Vriende, ons volgende ongelooflike vers uit Filippense uit, is natuurlik Filippense 4 vers 4, die bekende Filippense 4 vers 4, waar daar staan, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal. So Paulus sê, dit is so belangrik dat hy dit wil herhaal. Ek herhaal, wees bly. Dan staan daar vers 5, wees inskikkelik teenoor alle mense. Hoekom? Want die Here is naby. Die vraag is nou natuurlik of die Here is naby, of dit beteken maar die wederkoms is naby, of net dat die Here is baie naby ons. Ek wil vanoggend vir julle kom sê dat Paulus sê nie hierdie woorde wees bly omdat hy oor enigiets hoef bly te wees nie. Want ons hoor hoeveel slae hy moes gekry het, dat hy fisies gegeestel is. Ons hoor hoeveel keer het hy geskibreek gelei. Ons hoor hoeveel keer het hy deur verskriklike moeilike tye gegaan. Maar ons hoor ook in Filippense, in die heel eerste woorde in die inleiding, die brief is uit die gevangenis geskryf. Vriende, en hierdie gevangenisse, hierdie tronke was nie ons tronke vandag nie. Nie dat ek sê ons tronke is maklik nie. Al wat ek sê is, daai tronke was baie erg. Jy het heel dikwels in houtblokke vasgesit. Daar is heel dikwels geen lig wat ingekom het. Daar's rotte wat rondgehardloop het, min kos. Jy het nie besoekers gehad nie. Jy het nie geweet wanneer jy daar gaan uitkom nie. So Paulus sit onder haglike omstandighede wat wanneer hy skryf, wees altyd bly. Maar die mooi woorde is, wees bly in die Here. En vriende, ek sê dit weer eens vanoggend, ongeag jou situasie of jou omstandighede, hoe moeilik die lewe vir jou kan wees, in Christus is daar altyd blydskap. Hoekom? Want dit is soos wanneer jy 'n rugbywedstryd kyk, en jy weet jou span het gewen. Jy het dit gehoor, maar dit lyk verskillik sleg, nog 5 minute voor die einde. En hoe sal ons nooit die wedstryd teen Engeland verlede jaar in Oktober vergeet nie? Vriende, en jy sit in spanning, maar jy weet hulle het gewen. En dis dieselfde, as ons bly is in die Here, weet ons die eindtelling is op die bord. Ons weet die Here het opgestaan. Ons weet hy het opgevaar na die hemel toe. Op 'n baie wonderlike en snaakse manier weet ons dat hy vir ons gesê het in Johannes 14, maar ek gaan hom vir julle plek voor te berei. In my Vader se huis is daar baie wonings. En daarom, ongeag wat in hierdie wêreld met jou gebeur, kan jy vanoggend sê, maar ek is in die Here, is ek bly. Ek herhaal, sê hy, wees bly. En dan sê hy, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. En die naby beteken ook, dat hy ook naby is in jou lewe, deur sy Heilige Gees binne in jou leef. En vriende, moenie as die lewe druk, of mense druk jou, dat die verkeerde goed uit jou uitkom nie. Hoekom? Want die Here is naby. Laat die Here goed uit jou uitvloei, wanneer jy onder druk is, of wanneer dit met jou swaar gaan. Mag die Here vir jou ook daarmee help, in hierdie naweek of in hierdie week wat voor lê,